Dankie dat ons vanoggend hier so in die huis kan wees. En Here, soos wat ons nou gesing het, kom tel ons elkeen op vanoggend en kom sit ons op die skoot. Here, ons wil U nabyheid voel, ons wil U liefde voel, ons wil U stem hoor. Here, dankie dat U so ook met ons elkeen gaan besig wees vanoggend. En wees ook met die wat nie hier is vanoggend nie, Here. Gaan bedien hulle waar hulle is. Gaan tel hulle op en sit hulle ook op die skoot. Maar breek vir ons vanoggend die woord oop. Ons sê vir U dankie vir dit. Amen. Nou die afgelope tyd waarin ons is er nog 'n klomp goed wat in die nuus voorkom en ons elkeen se belewenis die afgelope tyd is nogals vreemd. Nou, daar's 'n gesegde wat sê, en ek dink julle almal ken hom kan die prentjie vir ons opsit. Hierdie prentjie van when life gives you lemons, make lemonade. Ons ken daai ene nogals baie goed, nee. Nou, ons weet, as ons die koeldrank lemonade drink, help dit nogals om ons dors te les, veral as ons verskriklik warm kry. Of as ons nou net klaar 'n oefening gedoen het, of ons was baie aktief gewees, dan help hierdie koeldrank ons om net beter te kan voel. Maar daarom ook weet ons dat suurlemoene self, ons dit nie net so kan eet nie. Nou, ek weet daar's baie mense wat dit so eet, net die vrug so sny en so eet. Ek kan dit glad nie doen nie. Dit is net te suur vir my, en ek dink baie van ons stem nogal saam met dit. Maar suurlemoene moet altyd saam met iets gaan. Dit moet altyd, of dit help om iets beter te laat smaak ook baie keer. Nou in ons lewe het ons baie keer hierdie suurlemoen oomblikke. Goed wat ons skielik saamtrek, wat vir ons sleg is, goed wat regtig moeilik en uitdagend is vir ons. En daarom het ek hierdie tema gekies ook vanoggend van blydskap deur beproewings. Nou het jy spesifiek daar so 'n vraagteken gesit. Want hoe kan ons blydskap beleef wanneer ons deur beproewings gaan? Hoe kan ons voel dat, ons moet eintlik opgewonde en bly wees wanneer ons heeltyd deur hierdie storms beweeg, en wanneer ons sien hoeveel storms ons deurgemaak het en hoeveel goed ons reg gekry het. Dit is nogals eintlik weird, ons kan dit nie daarby indink nie. Maar om hierdie twee te verstaan, het ek nou die definisies gaan vat van al twee, en hulle sê blydskap spesifiek is 'n gevoel van gelukkig wees of bly wees. So dit is 'n emosie wat ons beleef. En in die beproewings is 'n tydperk van swaar kry waar tydens 'n mens getoets of beproef word. So hierdie twee is eintlik baie uiterstes van mekaar. Hulle kom glad nie by mekaar uit nie. Om dit nog beter te verstaan, kan ons eintlik 'n teks vat, en ons het 'n klomp tekste wat hierdie twee by mekaar inbring. Maar ons gaan vanoggend kyk na die teks in Jakobus 1, wat vir ons gaan vertel hoe ons hierdie twee nou by mekaar kan uitkry. Jakobus 1, ons lees vanaf vers 1 tot met vers 8. En dit sê daarso vir ons: van Jakobus, die dienaar van God en die Here Jesus Christus, aan die 12 stamme wat oor die wêreld versprei is, groete. My broers, julle moet bly wees wanneer allerlei beproewings oor julle kom. Want, soos julle weet, as julle die geloof die toets deurstaan het, stel julle in staat om te volhard. En die volharding moet einduit volgehou word, sodat julle tot volle geestelike rypheid kan kom, sonder enige tekortkominge. As een van julle wysheid kortkom, moet hy dit van God bid, en hy sal dit aan hom gee. Want God gee aan almal sonder voorbehoud en sonder verwyte. Maar 'n mens moet gelowig bid en nie twyfel nie. Want iemand wat twyfel is soos 'n brander in die see wat deur die wind aangejaag en heen en weer gedryf word. So 'n mens wat altyd in die twyfel is en onbestendig is, in al sy doen en late, moet nie dink dat hy iets van die Here sal ontvang nie. Nou, ons lees net tot daar. Nou hierdie skrywer Jakobus, dit is nou vir my interessant geweest om te sien wie hy regtig is. Nou daar word gesê hy is een van Jesus se biologiese broers. So dis nie die disipel
Jakobus nie, maar 'n broer van Jesus self. Nou ons weet, Jesus se broers en susters het nie regtig in hom geglo nie. Hulle het nie gedink dat hy regtig die Messias is nie, en hulle het hom eintlik half eenkant geskuif, en so kom hulle nie regtig voorkom so in die Bybel nie, maar dit sê hierdie Jakobus het op 'n stadium tot bekering gekom, omdat Jesus self aan hom verskyn het. Hy het sy lewe omgedraai en hy erken in vers 1 dat Jesus sy Here en sy redder is. Hy het heeltemal tot bekering gekom. So hierdie man het nie net 'n diep verhouding met God die Vader en met Jesus Christus gehad nie, maar hy het ook 'n baie intense gebedslewe gehad. Hy is regtig groot om te sê, maar ek bid en ek gaan my knieë deurbid vir hierdie wêreld. En dis wat hy gedoen het. Maar tog ook, waar ons hierso lees, hy sê hy is 'n dienaar van God. As 'n mens dit vertaal vanuit die Griekse, dan sê dit eintlik hy is 'n verbondslaaf van God. En dit is nogals interessant, dit beteken eintlik dat dis iemand wat permanent in diens is van iemand anders. So hierdie Jakobus sê maar hy is heeltyd permanent in diens van God. Om vir hom 'n getuienis te wees, om te gaan vertel vir ander mense wie God is. Om God se liefde te gaan uitdra. So hy het presies geweet wie God is, hy het presies geweet wie Jesus is en erken dat Jesus die seun van God is. En dat dit sy Here is en nie net sy broer nie, maar iemand wat regtig hom kom red het en vir hom kom help met deur sy eie beproewingstyd. Maar dis hoekom Jakobus daar skryf en hy maak sy brief nogals op om te sê, maar ek gaan deur hierdie beproewingstyd, maar ek weet Jesus is Here en hy is my koning. Maar tog in vers 2, en dit is wat my 'n bietjie 'n dink het van, hy praat van ons moet bly wees wanneer ons deur beproewings gaan. Ons moet bly wees wanneer ons deur swaar tye gaan. Nou ons kan eintlik sê bly wees wanneer ons suurlemoene eet en ons gesigte moet nie trek en ons moet nie die suurheid proe nie. Wat vir my nogals opvallend is hy sê nie as jy dalk deur beproewings gaan nie. As jy dalk deur swaar tye gaan nie. Beproewingstyd vir ons as gelowiges is 'n gegewe. Dis iets wat gaan gebeur met ons elkeen gaan dit beleef. Niemand van ons gaan dit vryspring nie. Maar tog moet ons weet dat wanneer ons hierdie beproewings verwag, dat ons dit nie alleen deurgaan nie. Johannes 16 vers 33 sê vir ons dan toe Jesus ook met sy disippels gepraat het, dit sê ek vir julle sodat julle vrede kan vind in my. In die wêreld sal julle dit moeilik hê, maar hou moed, ek het die wêreld klaar oorwin. Jesus het dit pertinent gesê dat ons gaan dit moeilik kry, maar hy het dit klaar oorwin. Selfs Paulus het ook dit in 'n paar teksgedeeltes ingebring en hy sê daar in Handelinge 14 vers 22, hulle het die gelowiges geestelik versterk en hulle aangespoor om getrou te bly in die geloof. Ons sal eers deur baie verdrukking moet gaan voordat ons in die koninkryk van God kom. Ons gaan eers deur baie verdrukking moet gaan, baie seerkry, baie beproewings. Maar ons gaan in God se koninkryk inkom. Nou as ons hierso vanoggend eintlik by mekaar kan hoor wat se beproewings ons die afgelope tyd ons beleef het, kan ons nog 'n hele paar opnoem. Dalk is dit fisiese beproewings wat ons wel deurgaan van gesondheidsuitdagings. Of dalk is dit ook goed van verhoudings wat seer gekry het. Of selfs ons werk wat bietjie 'n bitter smaak agterlos. Finansies ook in daai opsigte. Daar's 'n klomp beproewings wat ons elke dag beleef. Maar tog kan ons weet dat Jesus saam met ons hierdie pad stap. In 1 Petrus 4 vers 12 tot 13 sê dan vir ons: Geliefdes, moenie verbaas wees oor die 4 pile of die 4 proef waaraan julle onderwerp word nie. Dit is nie iets vreemds wat met julle gebeur nie. Wees liewer bly hoe meer julle in die lyding van Christus deel, want dan sal julle ook oorloop van vreugde by die wederkoms in heerlikheid. So hierdie beproewings is nie net fisiese beproewings nie. Ons beproewings wat ons ook beleef,
is die vuurproef of die brandpyle van die bose. Iets wat ons geestelik kom aanval, iets wat ons blydskap in ons binneste kom steel, goed wat ons geloof kom afkraak. Nou ons elkeen het al deur sulke tye ook gegaan en ons beleef dit nog ons baie keer. Ons twyfel in die nabyheid van die Here, ons sien nie sy hand nie, ons sien nie hoe hy met ons werk of saam met ons stap nie. Ons beleef daardie beproewing en dan is ons maar, Here, hoe kan ons bly wees of vreugde vind in ons geloof as ons nie U beleef nie, as ons U nie sien saam met ons werk nie. Nou tog, dit is okay om hierdie tipe van vrae te vra, maar waar is die Here, hoekom is hy nie daar nie, hoekom sien ek nie sy hand nie, waar sy beloftes wat hy vir my gemaak het, hoekom antwoord hy dit nie? Dit is okay om te sê, maar Here, ons verstaan nie. Dit is okay om te sê, Here, maar ek twyfel in dit wat U gesê het vir my om my te kom antwoord. Waar is U? Help my om U raak te sien. Maar tog gaan dit oor dat ons moet weet, die toetse wat ons deurstaan is daar om ons te kom vorm. Die toetse help ons om te sê, maar Here, U stap saam met my die pad, ek stap nie alleen nie. U loop saam met my, U vat my hand en U lei my. Daarom is hierdie beproewings ook, daarom ons geloof te kom suiwer, hierdie goed uit ons harte te kom uitvat, sodat net die mooi en die goeie van die geloof kan agterbly. Amper asof ons suurlemoene eet, maar tog is ons dit saam met suiker en water en dan kry ons 'n beter smaak. So ons het nodig om ons geloof saam met Jesus te sit. Ons het nodig om ons beproewings saam met Jesus te sit, sodat daar 'n beter smaak kan wees. En dat ons beter deur hierdie beproewings kan stap. Want dit gaan ons help om dan nou te besef, maar daar's vreugde en blydskap in die Here. Daar's blydskap in ons besef, hy loop saam met ons en ons stap nie die beproewingspad alleen nie. Hy is die een wat ons sterk hou, wanneer ons regtig swak voel. Ons beleef dit dan al hoe meer, want ons weet ons kan dit nie op ons eie aanpak nie. So as ons eintlik net terugkyk en sien hoe die Here ons die afgelope tyd gedra het in ons elkeen se lewens, kan ons nog ons getuig van waar die Here was, hoe hy gewerk het, hoe hy ons hand gevat het en hoe hy ons gelei het, hoe hy ons gehelp het om deur die beproewings te kom. Maar tog het ons baie keer nodig om net terug te staan en te sê, maar Here, wys vir my U plan. Wys vir my wat U vir my instoor het. Is ek op die regte plek? Moet ek op hierdie pad loop? Here, is hierdie beproewings daar om my meer in die regte rigting in te wys? Of waant is ek op pad? En dis juist hierso waar ons dan nou met Jakobus se woorde vir onsself kan bevestig om te sê, maar ons het nodig om geestelik ryp te wees, sodat ons presies kan weet waar ons gaan. Want 'n beproewingspad kan ons baie keer laat afdraai van die Here se pad af. Kan ons wegtrek van sy doel en sy plan vir ons lewe af. Maar daarom het ons nodig om geestelik ingestel te wees en naby die Here te loop. Nou in my verstaan van hierdie alles is dit eintlik half om te sê, maar ons moet 'n volwasse vlak bereik van ons geloof. 'n Vlak waar ons kan sê, maar ek het nie meer baba kos nodig vir my geloof nie. Ek het nou meer vaste geestelike kos nodig. Ek het nodig om meer intens en dieper met die Here 'n pad te stap. Ek wil nader aan hom beweeg, ek soek meer van hom, sodat ek sterker kan wees deur hierdie beproewingstyd. Want soos wat ons meer tyd in die woord spandeer, meer tyd saam met die Here spandeer, beleef ons eintlik 'n groei in ons geloof, beleef ons hierdie volwassenheid, en deur dit alles sien ons hoe ons sterker deur hierdie beproewing loop. Hoe ons gevorm word en hoe ons lewe verander word. En dis dan juist waar ons kan aansluit by Jakobus se geloofslewe, of sy gebedslewe. Hierdie voorbeeld wat hy vir ons gestel het om te sê, maar bly bid, vra vir wysheid, vra dat die Here julle sal lei, maar volhard. Moenie net vra vir wysheid en dit een kant beskuif nie, maar volhard daarin. Volhard in die soekings na hierdie wysheid wat die Here vir julle gee. En dis wat ons nodig het vandag.
Ons het nodig om hierdie wysheid wat die Here vir ons gee, vas te vat en deur te trek in ons geloof in. In Hebreërs 12, vers 1 tot 2 sê dan ook vir ons die volgende: Terwyl ons dan so groot skare geloofsgetuies rondom ons het, laat ons elke las van ons afgooi, ook die sonde wat ons so maklik verstrik, en laat ons die wedloop wat vir ons voorlê met volharding hardloop, met die oog gefestig op Jesus, die begin en volëinder van die geloof. Ons gebedslewe moet so wees dat ons gefokus moet wees op Jesus. Al is hierdie beproewings rondom ons, al stap ons hierdie pad en ons weet nie hoe om hierdie pad te stap nie, maar ons oog gefestig op Jesus. Ons begin en ons volëinder van die geloof. Want hy sal ons nooit los nie. Hy stap saam met ons hierdie pad. Hy hou ons sterk. En hy maak seker dat ons nie wankel nie. Nou ja, dit is baie keer dat ons sê, maar ja, ons sien nie die Here nie, ons voel, hoorie, maar ons kan nie vashou nie. Ons weet nie hoe nie, ons twyfel in die Here. Ons sien nie dat hy saam met ons is nie, ons sien nie sy teenwoordigheid raak nie. Maar hierdie twyfel is juis ook daar om vir ons te sê, maar soek juis meer die wysheid van God. Want as ons sê, maar ons die twyfel kom al hoe meer in ons lewe in, en die twyfel neem ons geloof oor, dan sê ons ook vir die Here, maar hy gee nie vir ons die goed wat ons nodig het nie. Ons vertrou hom nie genoeg verantwoord nie, ons gee nie totaal en al oor aan hom, sodat hy vir ons kan deurbraak gee nie. Want ons twyfel kom vat ons geloof weg, ons twyfel kom steel ons selfvertroue om by die Here te kom sit in gebed en vir hom te vra, help ons hierdie beproewings. So eintlik, wanneer ons hierdie beproewing gaan, moet ons die twyfel eenkant sit en sê, maar Here, ek kom met selfvertroue, met selfversekerheid, dat U my gaan help. Dat U vir my 'n pad gaan oopmaak, dat U vir my die beloftes gaan gee wat U vir my gegee het, dat U my gaan antwoord op my gebede. So daarom kan ons vir mekaar ook sê, dat ons kan twyfel eenkant toe sit. Ons kan volhard in gebed, ons kan volhard in geloof, deur beproewings, want die Here help ons. Hy is saam met ons. Niks is vir hom onmoontlik nie. En daarom het ons ook nodig om te glo dat niks onmoontlik is nie, want die Here sal dit deurmaak. Maar tog hierdie een pa wat met Jesus gepraat het in Markus 9 vers 22 tot 24, waar hy vir Jesus gepraat het, maar kom genees my seun, want my seun is siek. En die pa is net van, maar Here, ek glo, maar help my na ongeloof, want ek wil nie hê iemand na hom gaan nie spreek net. Maar tog ongeloof kom in. En hoe baie keer kry ongeloof nie by ons in, dat ons twyfel in die Here se teenwoordigheid. Laat ons twyfel in die werke wat hy vir ons gee. Maar daarom is dit so belangrik vir ons om te sê dat ons eintlik nodig het om in 'n verhouding met die Here te staan. En dit kom net deur om tyd saam met hom te spandeer in gebed. Om soos Jakobus eintlik vir ons te sê, maar wees so sterk in gebed, volhard daarin, sodat jy verhouding met die Here kan versterk. En dit is wat dan so mooi is, waar hy sê, maar ons kan nie onstabiel wees nie. Want wanneer ons 'n sterk verhouding het met die Here, wanneer ons hom vertrou en ons twyfel eenkant sit en ons geloof in die Here plaas, is ons nie 'n, hoe sê hulle, dubbelsinnige persoon nie, of 'n dubbelhartige persoon nie. Ons is sterk en vastig in die Here. En ons weet waar ons op pad is. Ons is op pad met die een toe wat voor ons staan, Jesus Christus wat ons fokus is. Die een wat voor ons loop. So daarom kan hierdie hele brief wat Jakobus eintlik skryf, vir ons 'n waarskuwing wees. 'n Waarskuwing om te sê dat ons moet nie toelaat dat beproewings ons geloof omsteel nie. Ons moet nie toelaat dat beproewings twyfel inbring en ons blydskap kom oorval nie. Want blydskap is dit wat die Here vir ons gee. Blydskap is dit wat ons help om God te vertrou deur elke liewe beproewing pad wat ons stap.
En so deur kan ons sê, maar ek sit die vyand eenkant, ek sit die aanslae, die brandpyle, sit ek eenkant. Ek gaan nie toelaat dat dit my gebedslewe kom vat nie. Ek gaan nie toelaat dat dit my geloof kom steel nie. Ek gaan fokus op die Here. En ek gaan agter hom aanstap. So kom ons gaan hierdie week en ons vra vir die Here om ons te kom leer om hom te vertrou. Ons vra vir hom dat hy ons sal leer om eerder meer gefokus te wees op hom, sodat ons kan groei in ons geloof. Dat ons sal leer om die twyfel en al hierdie beproewings wat ons in ons lewe beleef, eerder eenkant te skuif en ons oë gefestig hou op die een wat saam met ons stap, die een wat voor is, ons begin en ons einde, Jesus Christus, want hy loop langs ons, en hy sal ons help om te volhard in ons pad. Kom ons bid saam. Here Jesus, dankie dat ons kan weet, dat U saam met ons stap. Ja, Here, ons elkeen het ons eie beproewings, ons elkeen het ons eie uitdagings. Maar Here, soos dit ons nou vanoggend gehoor het, help ons om nog steeds blydskap te beleef deur dit wat ons beleef. Help ons nog steeds, Here, om blydskap te vind in U, omdat U vir ons die weg wys, omdat U ons leer om vas te staan in die geloof en om te volhard in gebed. Dankie dat U met ons elkeen loop. Dankie dat ons nie alleen is nie. En dankie, Here, dat ons kan weet, U is ons koning. Leer ons en lei ons. Ek bid dit in Jesus se naam alleen. Amen. Ek gee die geleentheid vir ons dankoffers om opgeneem te word. Dankie. Also,